Gemeente, maak asseblief julle Bybels oop by Hosea hoofstuk 1. Nou, vanoggend toe Frans begin praat het hy julle aangespreek as geliefdes in die Here. En hy doen dit gereeld, geliefdes, broers en susters in Christus. En hy het so mooi vir ons uitgewys hoe heilig God is, en hoe dit die een eienskap van God is wat mens amper deur al die ander kan spoel. Maar ek wil begin vandag se boodskap met 'n stelling. Vir elkeen wat hier so is, wil ek hierdie stelling maak. God het jou lief. God het jou lief. Soos ons gehoor het, dit word baie gesê, veral wanneer ons dink aan die nagmaal, wanneer ons dink aan tye wanneer gelowiges bymekaar kom. Dan sien ons hoe God ons lief het. En ook vanmôre wil ek sê, God het jou lief. Dis waar by die gelowige, maar selfs by die ongelowige. Wanneer ons gaan om te getuig, en jy gee die evangelie, die goeie boodskap wat eers raak in die slegte nuus van die sonde, en dan kom jy op 'n punt wat jy die goeie nuus gee, en jy sien die persoon se gewete stwie, jy sien hy snap iets, en jy sê die woorde, God het jou lief, en jy sien dit in die kruis. God het jou lief. Die stelling is korrek. Hoor dit asseblief, God het jou lief. Maar, wat hoor jy wanneer ek dit sê? Want dit is 'n gelaaide stelling. Daar's verskillende idees van liefde in die wêreld. Nie waar nie? Mense hoor dit gereeld, as jy my lief het, dan sal jy vir my gee wat ek wil hê. As jy my lief het, dan sal jy verby my sondes kyk, en verby my foute kyk, en my aanvaar soos ek is. Daar's verskillende idees van liefde. As jy liefde, soos wat geopenbaar is in die kruis, reg verstaan, dan is dit goed. Maar nie net dit nie. Wat van die hoeveelheid liefde, as ek sê, God het jou lief, hoeveel? Hoeveel is daai liefde? Is daar 'n einde aan daai liefde? En baie belangrik, wat is die rede? Wat is die fondasie waarop daai liefde staan? God het jou lief. Weens ons sondige natuur en ons gevallenheid, is ons baie vinnig om selfgesentreerd te wees. So, ons hoor daai woorde en ons eerste reaksie is, ja, ek kan nog eens insien hoe God my lief het. Ek is darem nie te bad nie. Ek is een van sy beste skepsels. Dis wat ons sondige natuur wil antwoord. God het my lief, dis waar ons die klem sit. Indien dit wel so was, as dit die fondasie is waarop God se liefde vir jou staan vanmôre, wat gebeur wanneer jy val? Wat gebeur wanneer jy ontrou is aan die Here? Is dit 'n einde aan God se liefde vir jou? Natuurlik nie, so die beklemtoning lê nie daar nie. Dit is belangrik, soos ons sien met die IRSA konferensie, en is wonderlik, dit is belangrik vir ons om God te ken. Ons kennis van God moet reg wees, dit moenie gebaseer wees op ons eie idees of verstaan, of ons eie observasies rondom onsself nie. Maar volgens sy openbaring, volgens die woord wat hy aan ons gegee het, wat hy homself aan ons openbaar. Nou wanneer dit kom by God se liefde, kan ons God se liefde verstaan? Kyk, die Here is verhewe, nê? Hy is bo enigiets wat ons ken. En net so ook sy liefde. En ons is mense, ons is beperk, ons is nie verhewe nie, ons is nie oneindig nie. En 'n sekere sin nee. Paulus sê tereg in Efesiërs 3, Christus se liefde gaan alle verstand te bowe. Dis iets waaraan jy kan sit en gaan dink nou, en jy kan nog so 'n bietjie dink, en nog so 'n bietjie dink, en jy gaan nie opgehou dink kry nie. Maar uit genade kom God, en hy kom in 'n verstaanbare manier, beeld hy sy liefde uit vir ons. So ja, ons kan God se liefde begryp. Goed genoeg, alhoewel nie in sy oneindigheid nie, goed genoeg dat ons God kan beter leer ken, dat ons kan groei in ons kennis van hom, dat ons kan groei in ons verstaan van hom. Nou, na watter beeld verwys ek vanmôre? Die kruis is hierso. Dis duidelik.
Maar hierdie beeld waarna ek vanmôre verwys is iets baie algemeens wat ons alledaags rondom ons sien. Dit is die huwelik. Wanneer jy in die dorp rondloop of net iewers en jy sien 'n man en 'n vrou en jy sien hulle is getroud, hulle stap hand aan hand, hulle is in 'n huwelik, hulle is verlief en daar loop hulle. En die liefde straal uit. Jy kan sien die mense het al lank geskuur en skaaf. Daar's baie sonde kwessies deurgewerk. En jy kyk en verwonder, daar's baie liefde. Kyk, die huwelik is iets wat God geskep het as mooi, as goed. Dis 'n heilige verbond tussen een vrou en een man wat God ingestel het. En met die instaatstelling van die Heilige Gees kan daai persone mekaar geniet, God verheerlik. Daar's baie liefde te vind daar. Maar ons weet ook, wanneer ons rondom ons kyk, dan sien jy ook baie maklik die mense wat getroud is, wat in 'n huwelik is, maar iets is nie reg nie. Daai liefde ontbreek. Aanvanklik was daar dalk liefde gewees, maar iets of iemand het gekom en een of albei van daai persone se harte gesteel. En wat in die hart broei, manifesteer dan net en uiteindelik breek dit uit op of loop dit uit op egbreek. En dis 'n gebroke huwelik en kontrasteer dit met die mooi huwelik wat ek nou net beskryf het. Sien die verskil. Dis 'n hartseer ding om te sien, die potensiaal hoe God verheerlik kan word en wat kom daar van hartseer? Omdat dit so algemeen is, huwelike. Van ons kom uit gebroke huise, van ons is uitgebroke huwelike, ingebroke huwelike. Dis 'n algemene ding. Ons almal kan tot een of ander mate onsself daarin sien en indink. En my vraag is, hoe sal jy reageer? Hoe sal jy reageer as jou maat se hart, wat hulle hart aan jou beloof het, nie meer joune is nie? Jy sal seer gemaak wees. Natuurlik, jy sal kwaad wees, jy sal woedend wees. Dit behoort aan iemand anders, dit kan iets anders wees. Jy kan nog in huwelik wees, maar die hart is nie meer joune nie. Dis by die persoon se werk. Dis by die persoon se geluk, tydelike geluk wat hulle najaag. Dis by geld. Weens hierdie gevalle wêreld is dit algemeen en ons kan dit indink. En dus gebruik God hierdie beeld spesifiek om iets uit te beeld van sy liefde vir sy volk. En dit is waarna ons gaan kyk deur Hosea. Nou net so 'n bietjie konteks van ons teks vandag. Hosea is die eerste van die 12 klein profete in ons Bybel. Klein in die sin van kort, nie minder belangrik nie, dis die woord van die Here. Hy het geleef in die tweede helfte van die 8ste eeu voor Christus. Die koninkryk was verdeeld gewees en hy spesifiek by die noordelike koninkryk wat hy geprofeteer het, primêr. Maar die politieke toestand van Israel was chaos gewees. Moreel verstrooid, onstabiel. Nie net dit nie, buite ook het jy die Assiriese ryk wat hulle wil inval. En daai dreiging raak al hoe hoër en meer. Is polities, geestelik, is hulle beïnvloed deur die nasies rondom hulle. Hulle aanbid vir Baal, die Kanaanitiese afgod, wat hulle aanbid. En hulle meng selfs die dinge van God, hoe hulle hom aanbid het, met die praktyk van die heidene rondom hulle. So uit genade in hierdie gemors stuur God 'n profeet. 'n paar. Een van hulle was Hosea gewees. Ek het hierdie boodskap begin met die vraag, of met die stelling, God het jou lief. Nou wil ek dit net anders vra. Het jy God lief? Jesus sê self, as jy my lief het, sal julle my gebooie onderhou. So ek weet nie van julle nie, maar ek kan getuig, ek kan groei, ek moet groei in my liefde vir Christus. Ek moet groei in my liefde vir God, want ek onderhou nie sy gebooie soos wat ek moet nie. Ons kyk vandag hierna, na God se liefde vir sy volk, deur die opdrag wat aan Hosea gegee is. Ons kyk daarna deur die
die ongetrouheid van Israel, sy volk, en ook ons kyk daarna deur God se getrouheid aan sy volk. Ons kyk daarna dat ons kan sien meer van God se liefde. Dat ons daardeur sal verander word, sal groei in ons kennis en verstaan van sy liefde, en dat dit ons eie liefde vir hom sal roer. Dat ons in gehoorsaamheid sal optree, al hoe meer en meer sal groei. Dit is wat die fokus en die mikpunt is vir vandag. Kom ons bid saam voordat ons aangaan. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike erediens dit nie so ver is nie. Here, hoe heilige tyd hierdie nie is nie, Here. Dankie vir elke persoon wat hier so is, dankie vir die kruis, dankie dat ons kan terugdink daaraan vandag en elke dag, en dat dit 'n realiteit is, Here. Ek kom bid spesifiek vir die prediking nou vorentoe, kom verheerlik Uself, steek my weg agter die kruis, gebruik my, gebruik die mense wat hier sit se ore, praat met hulle, dat hulle ook verander sal wees, soos wat U my verander het, en asseblief kom hou aan, in die naam van Christus alleen. Amen. Kom ons begin by die opdrag van God aan Hosea, hoofstuk 1, vanaf vers 2. Wat was hierdie opdrag gewees wat God aan Hosea gegee het? Hy het gesê, hier staan geskryf in vers 2, die Here het vir Hosea gesê, gaan neem vir jou as vrou 'n prostituut wat hoerkinders het. Wat? Dit is skokkend, om die minste te sê. Ek weet, dalk is die van ons wat nie geweet het wat in die boek Hosea staan en nou weet ons beter. Ja, maak ons sokkies vas. Nou, hierdie is 'n skokkende opdrag wat God vir Hosea gee. Soek 'n lewensmaat, kry so iemand. Nou hier's 'n hele paar jong volwassenes hierso, of selfs dalk ouer mense wat 'n lewensmaat soek. En jy het 'n lysie van dinge wat jy wil aftik, verskillende goed, wat jy wil hierdie persoon moet hê en goeders wat hulle nie moet hê nie. En hierdie is een van die dealbreakers. Dis een van die goed wat jy nie wil hê nie. Dis 'n vreemde opdrag. Hierdie is nie 'n maklike ding nie vir enige iemand wat iets van huwelike al weet. Dit is nie 'n maklike ding om opgesaal te wees met iemand wat nie dieselfde waardes as jy het nie. Om 'n pad te stap met iemand wat nie saamstem met wat anders leef. So, hierdie is 'n moeilike ding wat God vir hom vra om te doen. Hoekom vra God dit vir hom? Wat's die rede? Kom ons lees aan. Want die land hou aan hoereer weg van God af. Kyk, God het 'n verbond gemaak met individue, met Abraham, met Isak, met Jakob. Dit kom al die pad tot Eksodus 19 waar dit nou die volk is wat staan by die berg Sinai en God tree in verbond met hulle as volk. Dis 'n prent, dit word uitgebeeld hier as 'n huwelik, hoe hy gebind word, daar homself verbind. Wat doen die volk net daarna? Hulle is ontrou. Hulle maak 'n goue kalf, ons ken die storie. Daarna is hulle in die wildernis en hulle raak te mekaar met die Moabitiese vroue rondom hulle. En hulle begin hulle afgode dien. Die opsomming daar gee Moses vir ons in Deuteronomium 9 vanaf vers 7. Jy kan dit gerus gaan lees, maar dit is nie goed nie. Dan kom Salomo, begin goed, kry klomp vroue, die vroue se gode vat sy hart weg van God af na hulle gode. Ons weet wat in Rigters gebeur, hierdie patroon oor en oor van die ontrouheid en al die pad tot op die punt van Hosea. En God sê vir Hosea, doen hierdie, want die land hou aan hoereer weg van God af. Dit is hoe die verhouding tussen God en Israel lyk. Hierdie ontroue volk. Hosea se huwelik gaan nou 'n lewendige preek raak, 'n illustrasie van die volk en van God se liefde. Ons weet, wat was die opdrag? Ons weet, waarom het God die opdrag gegee? Kyk saam met my en sien, Hosea het geluister, vers 3, hy gaan. En hy trou met Gomer. Gomer, hy neem vir haar as vrou. Hy het geluister.
Dit was 'n moeilike ding gewees, maar hy het geluister. Ek dink hierdie probleme het daar opgehou nie, dit het begin. Nou, ons sien nie net hy het geluister en daai opdrag uitgevoer nie, maar daar was nog ander opdrag gewees. As ons aankyk, God het vir hom gesê, die kinders wat hy kry, moet hy spesifieke name voorgee. En hierdie name profeteer oor die volk. Kyk saam met my in vers 4. Jezreel is die eerste seun se naam wat gegee word en dit wys na 'n oordeel wat kom oor die volk. In vers 3 se einde sien ons daar, sy het swanger geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Let op daar, die vir hom het sy 'n seun in die wêreld gebring. Interessant genoeg is daai vir hom woorde uitgelaat in die twee volgende kinders se name of beskrywing. Kyk vers 6. Sy het weer swanger geword en geboorte gegee aan 'n dogter. Die tweede kind se naam is Lo-ruhama, geen ontferming. Dis wat God sê teenoor sy volk. Vers 9, sy het weer swanger geraak en geboorte gegee aan 'n seun. Lo-ami. God sê, dis nie my volk nie. Dis wat dit beteken. Nou is hierdie Hosea se kinders, dit is 'n ontroue vrou. Hy gee tog vir hulle name wat aandui dat hy in 'n vaderfiguur is by hulle. Maar weens die konteks en die illustrasie wat God hier gebruik om uit te beeld van 'n ontroue volk, sal ek nie verbaas wees dat dit nie sy kinders is nie. Die weglating van die woorde vir hom in vers 6 en 9 teenoor vers 4. Maar dan verder, wanneer hierdie prentjie toegepas word op Israel, in hoofstuk 2 van vers 4, dan word hulle beskryf as hulle het gehoreer, hulle het swanger geword, hulle het skandelike kinders gedra, wat aan 'n man se kinders is. So nietemin, God is aanhoudend ontrou aan, Israel is aanhoudend ontrou aan God. Dit is die punt. Sien die profesie hierso, dit is tog van waarde. Die oordeel gaan kom. Daar gaan 'n tyd wees van geen ontferming nie, van God teenoor sy volk. Kyk, God sê, hy sien hulle nie eers meer as sy volk nie, so te kere gaan hulle. Dit is beste om dit te verstaan, hierdie harde woorde van God, wanneer jy 'n kind het, en die kind is aanhoudend stout, en hulle is baie stout, en hulle bekeer nie, en hulle gaan net aan en aan en aan. Moet jy met die kind hoopvol praat? Moet jy sag met hulle praat? Moet jy streng met hulle praat? Moet jy hard met hulle praat? Ek dink daar's 'n plek vir al daai metodes, en hierso, in hierdie deel, praat God met die volk, en hy praat hard, hy praat streng met hulle. Maar nogtans, kyk wat sê hy volgende, soos 'n pa wat dan nog steeds die hoop gee, en sê, in vers 10, maar die kinders van Israel sal soveel wees soos die sand van die see, wat nie afgemeet en getel kan word nie. God onthou sy kant van die belofte, van die verbond wat hy gemaak het. Dit gaan aan op die plek waar vir julle gesê is, julle is nie my volk nie, sal vir julle gesê word kinders van die lewende God. Sê vir julle broers, julle is my volk en vir julle susters, julle ontvang ontferming. Dit is die hoop na hierdie harde woorde wat God gee. So daar's steeds hoop. Daar's steeds hoop. My vraag is, per illustrasie nou, sou daar hoop gewees het tussen mense? Onthou, hierdie is 'n aanhoudende, ontroue vrou. Oor en oor. En dit is 'n realiteit daar buite. Mens kry so mense, wat oor en oor ontrou is. Dan kom maar 'n tyd wat daar streng met haar gepraat word en gesê, jy is nie my vrou nie, jy is nie eers soos my vrou nie. Jy tree nie so op nie. As daar bekering is, natuurlik dan is dit moontlik vir genesing. En dis waartoe gestreef moet word, dis wel baie uitdagend en moeilik. Ons verstaan dit, maar herstel en vergifnis moet gesoek word. Maar hier sien ons nie dit nie, daar's geen bekering nie. Dis nog aanhoudend, na die swaar woorde, hou sy net aan. Dit moet tog baie moeilik wees om by so 'n persoon te bly. Nie waar nie. Ek dink ek sal so 'n bietjie hopeloos wees. Dit gaan teen ons menslike redenasie om te dink daar's enige hoop. Kyk, om 'n beter prentjie te kry van hierdie,
gaan ons nou kyk na hoe Israel was, hoe hulle daar gaan die woord uit my gedagtes uit. Hoe hulle ontrou was aan God. Ons het nou gekyk na die opdrag van Hosea, nou kyk ons na hulle ontrouheid, dis die tweede punt, Israel se ontrouheid. Kyk na hoofstuk 2, vanaf vers 4, ek het nou na hierdie verwys, maar hierdie illustrasie word nou toegepas daarin, dis Israel wat God verneek. Sy hoereer, sy raak swanger en sy dra ander man se kinders. In die middel van daai vers sien ons net, haar hart is in dit. Lees daar, sy het immers gesê, ek wil agter my minnaars aanloop. Hierdie is nie iemand wat in swakheid met die omstandighede op die ingewing van die oomblik 'n fout maak nie. Haar hart is in dit. Dit is, as sy wakker word in die oggend, is dit wat sy wil doen, wat sy wil najaag. Dit gaan voort in vers 4. Haar motief. Sy sê hierdie minnaars, dis hulle wat my brood en my water gee, wat my wol en my vlas gee, my olie en my drank vir my gee. Maar is dit waar? Kyk na vers 7. Maar sy het nie erken dat dit ek is, sê God, wat vir haar koring, nuwe wyn en olie gegee het nie. Silwer het ek vir haar in oorvloed gegee en ook goud. Dis die realiteit. God sorg vir sy volk. Hy is die een wat vir haar gesorg het. Alles wat hulle nodig het en meer. Maar kyk, waarvoor gebruik hulle dit? Vers 7 se einde. Hulle het dit vir Baal gebruik. Kyk wat sê sy van haar wingerde en haar vyeboorde in vers 11. Dit is 'n geskenk aan my wat my minnaars aan my gegee het. En in vers 12 versier sy haarself met ringe en juwele. En sy maak offers op die feesdae vir die afgode. En sy loop agter haar minnaars aan. In vers 12 se einde, maar my het sy vergeet, sê God. Vergeet van die Here. Weereens hier wil ek dit terugbring by die illustrasie, want ons moet hierdie mooi deurdink en verstaan. Israel is soos die ontroue vrou wat hierdie doen. Haar man versorg haar aan al haar behoeftes, meer as dit haar begeertes, ekstra dinge, en sy wil net agter ander mans aanloop. Dit is wat sy wil doen en uit haar hart uit. Sy prys dan daai mans waar sy agteruit aanloop, ook vir die dinge wat sy het. Sy maak haarself mooi, maar nie vir haar man nie, vir ander mans. En dit is aanhoudend. Hierdie is belangrik, want ons kyk vandag na God se liefde, sy troue liefde aan sy volk, maar ons moet sy ontroue volk raak sien. Dit is Israel. Dit is hulle ontrouheid aan die Here. Dan kom ons kyk na God se getrouheid. Wat is God se reaksie? Die derde punt is God se getroue liefde. Die titel gee dit weg, so ons weet wat is dit, maar vers 13 begin met die woord daarom. So alles wat ons nou net gesê het, wat dink jy is die gepaste reaksie? Aanhoudende, onbekeerbare vrou. Net vir 'n oomblik dink gou daaraan, vat al die liefde wat jy moontlik bymekaar kan krap van jouself. Sal jy by daai persoon kan bly? Nie net bly nie, maar lief hê. Jy moet nog steeds die persoon versorg, jou hart vir hulle gee. Jy moet hulle beskerm, probeer reghelp, oor en oor, hulle terugwen. Ek kan sien hoe mens op hierdie punt sê, nee, ek gaan my woede optree. Maar kyk wat doen God. Wat is God se optrede? Vers 13, daarom van hoofstuk 2. Kyk, ek gaan haar oorhaal, haar na die woestyn laat gaan en mooi met haar praat. Die prentjie hier is 'n vrou wat so beïnvloed is, amper bedwelm is, dis so die mekaar en God vat haar een kant toe, weg van alles af en praat met haar hart, kry haar fokus en praat met haar hart, gaan mooi met haar praat. En dan kyk wat voor vers 14,
Haar wingerde gaan hy teruggee. Hy gaan haar seën en die gevolg daarvan is, sy gaan antwoord soos in haar jong dae, daai eerste liefde. God doen moeite, God verduidelik, God help. Vers 15 praat van die hartsverandering. Dit sê hoe sy vir God sal sê, my man, en nie meer my Baal nie. Die vorige afgode is van die verlede, sien ons in vers 16, dit is van die verlede, vers 17 tot 19 praat dan van 'n nuwe verbond. Dit sê op daardie dag vir hulle 'n verbond sluit, in vers 17. Vers 18 sê, ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Weer dink aan daai afskuwelike, aanhoudende, onbekeerde vrou, en die is die reaksie van God. Vers 18 gaan aan, ek gaan my aan jou verloof met reg en geregtigheid, met troue liefde en ontferming. Vers 19, ek gaan my in trou aan jou verloof. Die gevolg van hierdie is, vers 19 se einde, jy sal die Here erken. Waar aan die begin hy haar een kant toe moes vat, om fokus te kry, nou erken sy God. Dit gaan aan in vers 22, ek sal my ontferm oor geen ontferming. En vir nie my volk, sal ek sê, jy is my volk. En wat gaan hulle sê? My God. Israel sê nie net vir die Here, my man, soos vers 15 nie, maar ook dan nou my God. Kyk, enige mens, dink ek, sou optree in daai en 'n skeybrief gee. Ek lees Hosea 11 vers 9 voor. God wat sê, ek sal nie in my brandende toren optree nie. Ek sal nie omdraai en Israel vernietig nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Die heilige in jou midde. Ek sal nie in woede kom nie. Dit is God se getroue liefde, wat ons verstand te bowe gaan. Om hierdie illustrasie van Hosea klaar te maak, gaan God dan en hy gee vir hom 'n nuwe opdrag. In hoofstuk 3. Die Here het vir my gesê, vers 1, gaan weer. Gaan bemin 'n vrou wat bemin word deur 'n vriend. En wat egbreek pleeg. Wat is die rede? Soos die Here die Israeliete liefgehad het, terwyl hulle na ander gode draai. Hosea se huwelik is die illustrasie. Die ongelowige volk wat egbreek pleeg word daardeur uitgebeeld. Nou, let in vers 1, 'n vrou, bemin 'n vrou. Gomer, sy vrou, het alle reg om sy vrou genoem te word, weggegooi. Net so het Israel om God se volk te wees, hulle het hulle kant van die verbond verbreek. Maar God is nog steeds genadig, en hy kom sluit 'n nuwe verbond. Hosea, in gehoorsaamheid doen hy hierdie en hy gehoorsaam God, vers 2 en 3. Hy sê, ek het vir haar vir my gehuur vir 15 silwerstukke. Hy koop haar en daarna sê hy, ek het vir haar gesê, vir 'n lang tyd moet jy by my bly. Jy mag nie hoereer nie, jy mag nie aan 'n man behoort nie. Ek sal ook so teenoor jou optree. Nou, die ou vertaling sê gekoop. Dit is ook meer in lyn met die oorspronklike teks, die 2020 sê gehuur. En dis bloot, dink ek, om die hartseer, die konteks, te illustreer. Hoe sleg hierdie is dat 'n man in hierdie konteks sy vrou moet terughuur, terugkoop. Hy doen dit, hy gaan koop sy vrou terug, gaan koop wat alreeds syne was, gaan koop hy. En vir ons wat terugkyk vandag kan duidelik sien hoe hier 'n vooruitsig is van Christus met die kruis. Wat hy gedoen het toe God sy volk teruggekoop het deur Christus se bloed. Wat het toe gebeur met Hosea en sy vrou? Wel, die teks sê nie vir ons nie. Kyk, was daar bekering en geluk? Wel, in lig van die hele illustrasie van 'n ongetroue volk en God se getrouenheid, is dit moontlik dat daar nie was nie. Maar weer eens hierdie liefde vir ander mens.
Die teks sê nie vir ons nie. Wat die teks wel sê is in vers 4, die profesie van die Assiriese ballingskap wat voorlê, wat Israel nou gaan wegneem, die noordelike koninkryk. En dit het gebeur, 30 jaar na hierdie geskryf is. Maar dan ook die volgende vers gaan aan en jy sien weer die hoop, na hierdie tyd van geen ontferming, na hierdie tyd van nie my volk nie. Sien vers 5, daarna sal die Israeliete terugkeer en die Here hulle God soek en Dawid hulle koning. Ja, hulle sal bewend na die Here gaan en na sy goedheid in die laaste dae. Hierdie is een groot uitbeelding en illustrasie van God se liefde. Selfs die ballingskap was nie net oordeel in dit self nie, dit is ook 'n manier wat God gebruik as dissipline om sy volk te leer en terug te bring. Hulle is ontrou, oor en oor. God is getrou. God se liefde is troue liefde. En 'n ander klas is wat ons kan verstaan. Dit is ons God. Om dit al saam te vat, gemeente, die storie van Hosea is histories, ja, dit is profeties ook, ja, dit is, maar ons leer nie net van Israel in die storie nie. Ons leer ook oor onsself. God is soos die getroue man. Duidelik, dit is net so daar. Maar net soos Israel ontrou was, is ek en jy ook 'n ontroue bruid vir God. Ons is baie vinnig om enige gawe, goeie gawe wat God vir ons gun, wat God vir ons gee, te vat, te verdraai, te misbruik, om 'n afgod van iets te maak. Iets goeds. Maar God gee nie op nie. God kom self. Christus kom, die ware Hosea, en hy kom koop sy bruid terug. Wat aanhou, en hy kom was haar met sy bloed. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Ons is nie dankbaar vir die kruis nie, want ons is daai ontroue mense. En is net as gevolg van die kruis dat daar enigstens versoening kan wees. Ek sê weer wat ek in die begin gesê het, God het jou lief. God het jou lief. Die klem is nie op die jou nie. Die klem is nie op goedkoop liefde wat net jou foute miskyk of wat selfsugtig is van aard nie. Nee. Hierdie liefde roep jou terug na hom. Hierdie liefde kom reinig jou, dit kom verander jou. Dit kom herstel jou. En as enige een van ons vandag enigstens 'n glimpsie meer van God se liefde kan raak sien, besef net ook, dit is bo ons begrip. Dis nog baie meer as wat ons kan sien, maar ons moet aanhou groei in dit. Laat hierdie liefde wat beskryf is jou tot bekering bring. Laat dit jou bring tot aanbidding, tot rus by God, dat hy jou nie gaan los nie. Dis ten spyte van ons. Ons moet bekeer, ons moet aanbid, nie omdat ons bang is God gaan ons verlaat nie, nee, maar omdat jy verstom slaan dat hy jou nie sal los nie. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Amen. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons prys en dankie vir U woord, ons dankie vir hierdie illustrasies wat U gegee het, Here, wat ons kan deurdink oor en oor, en ons gaan nie by die diepte kom van U liefde nie. Here, ons kan dankie sê vir U liefde om mee te begin. En Here, help ons om te groei in ons verstaan van U liefde, sodat dit ons sal dryf om gehoorsaam te wees, om U terug lief te hê. Here, baie dankie daarvoor, Vader. Ons prys en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus alleen. Amen. Geliefdes, groet julle in die naam van ons verhewe God
Mag die genade van Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Gees met julle wees vandag en in die week wat kom. Amen.